Goed, ons moet nou vandag aangaan na Sondag 28 toe van ons Heidelbergse katekismes. Maar goed, kom voordat ons aangaan, kom ons bid net eers. Onse Vader in die hemel, baie dankie dat ons nou weer vanmiddag hier saam kan wees, dat ons ook weer in die woord mag wees. Here, ons bid dat ons, wanneer ons meer wil leer, ook oor nagmaal vanmiddag, dat ons ook daardeur verdiep word en ons verstaan van wie U is en wat U doen. Dat ons ook sal aangryp en ons sal liefmaak vir U al hoe meer. Here, ons kom so na U toe deur ons Here Jesus. Amen. Goed, kom ons kyk net so 'n bietjie. As ons by Sondag 28 is, dan gaan dit nou aan na nagmaal toe, né? Nou nagmaal is ook 'n wat? Teken en seël, ja. Presies reg. En wat noem mense dit nog? Dat teken en seël? Sakrament, né? Dit is vir ons op die oomblik in ons Heidelbergse katekismes is by die sakramente. Hoeveel sakramente het ons? 2, naamlik die doop en nagmaal. Wie het dit ingestel? God. Ja, Christus het dit ingestel, né? En ons kan nie net sakramente hê soveel soos wat ons wil nie. Hoekom nie? Want ons dien die Here soos wat hy beveel en dit is deel van die evangelie. En as dit die evangelie is wat in die sakramente beteken en verseël word, kan jy natuurlik mos dan nie dit self staan en uitdink nie, né? Nee, Christus gee dit vir ons. So dit is waar ons op die oomblik is by sakramente. Dit is Sondag 25 tot by Sondag 30. Ja, 30. En as ons nou by sakramente stil staan, by watter groter blok van die katekismes is ons? Die verlossing. Ja, wat gaan oor verlossing? Ja, wat is die 3 gedeeltes van die katekismes nou weer? Dat ons sonder lente is ons verlossing en ons dankbaarheid moet leef. Ja, die dankbaarheid wat voortborrel uit die verlossing en hoe dit nou prakties vorm aanneem in ons lewe, né? Okay, so dis die groot gedrag. Ons is op die oomblik besig met sakramente. Nou, sakramente is tekens en seëls waarvan? Van die evangelie. Mooi, van die evangelie, né? Van dit wat Christus vir ons gedoen het. In sy kruis, in sy dood, in sy begrafnis, in sy opstanding. Okay, so dit is waarop die sakramente was. Ek dink mens kan ook daarby sit, wat Christus ook in ons dan kom doen, deur sy Gees, wat hy buite ons vir ons doen, en hoe hy deur die Heilige Gees, dit wat hy buite ons vir ons gedoen het, ook in ons lewens 'n realiteit kom maak. En daarvan is die sakramente 'n teken en 'n seël. So sien dit 'n teken en 'n seël van iets wat ons doen nie. Dit is 'n teken en 'n seël van dit wat God vir ons doen. Okay, dis nogals baie belangrik, né? Nou, goed, kom ons doen dan eers by Sondag 28 die merkwerk. En dan gaan ons bietjie in ons katekismesboekies weer in en kyk wat staan daar en wat word vir ons daar geleer. Goed, kom ons kyk, Sondag 28 by afdeling A, kan ons bietjie daar gou weg? Right. Dit sê die eerste vraagie, wat beteken dit as die nagmaal 'n teken is? Wat het jy gesê, Marie? Dis 'n afbeelding van iets van hierdie beloftes, die enige offerande van Christus aan die kruis en al sy weldade. Okay. En wat sê jy daarso, Johannes? Dis soos 'n teken, soos 'n skildery. Ja, 'n prent, 'n skildery, 'n teken. Wat vir jou 'n afbeelding kan daarby pas ook. Wat vir jou wys, sigbaar wys. Dit wys, dis 'n sigbare verkondiging, terwyl die woord vir ons 'n hoorbare verkondiging is. Dit wat in die woord verkondig word in die sakrament vir ons gewys. Okay. Dit wat in die evangelie vir ons gesê word in die sakrament vir ons geteken. Dis 'n videoklip daarvan, kan ek mens sê. Okay. Wat beteken dit as die nagmaal 'n seël is? Wat sê jy daar, Johannes?
dis die, dis, dit is soos 'n waarborg of 'n versekering. Ja, waarborg of 'n versekering. Het jy dit ook gesê, Marie? Ja, dis wat seël beteken. En wie is die een wat waarborg? En wie is die een wat verseker deur middel van die sakrament? Christus. Christus doen dit. Christus is die een wat sekerheid kom gee met die sakrament, deur die Heilige Gees, nê? Hy werk deur sy Gees in die sakrament, is hy besig. Okay? Soos nie maar net 'n prentjie nie, is dit ook wonderlike prentjie. Maar in dit is die Heilige Gees, Christus deur sy Gees besig om ons te verseker van die beloftes van die evangelie. Okay? En dat dit reg vir jou as gelowige 'n werklikheid is. Okay? Goed, nou punt vragie 3, wat beeld die nagmaal af? Waarvan verseker dit jou? En waarvan verseker dit jou? Wat sê jy, Marie? Dit beeld die enige offerhande van Christus aan die kruis en al sy weldade af. En dit verseker ons dat ons deel het aan hierdie offer en weldade. Ja. Okay. So, wat het jy dit ook gesê, jongens? Goed. Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Beteken 2 dinge. Wat het jy gesê? Om te glo en so deel te kry aan die Christus se kruisoffer en om deur die Heilige Gees hoe langer hoe meer een te word met Christus. Okay. Waar het julle dit gekry? In die boekie. Wat het jy geskryf, Marie? Om het self te geskryf. Kom ons kyk net so 'n bietjie daarna. Maak gou vir my oor daar waar julle dit gekry het. Ons kyk net 'n bietjie daarna, want dis baie belangrik wat om Atte hierso sê. Hierso, die liggaam van gekruisigde offer gebreek, sy bloed is vergiet. Hierso, kom net vir die plek hier kom. Ek kry 'n prent te sien, okay? Hierdie brood wat gebreek word, die wyn wat geskink word, beeld af dat sy liggaam aan die kruis geoffer en gebreek is en sy bloed gestort is. Waarvan ek deur die nagmaal verseker word. 2 maal hoor ons die woord so seker. En dan gaan hy aan, hy sê dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my gestort het, as wat ek dit met my oë sien en dat ek die brood van die Here wat vir my gebreek is en die beker aan my gegee word. En hy self, my siel met sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed, net so seker vir die ewige lewe voed en verkoop. Dan sê die nagmaal is 'n versekering daarvan dat Christus sy liggaam aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed gestort is vir my. En dan sê hy, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? Nou, dit beteken 2 dinge. Om te glo en so deel te kry aan Christus se offer. Nou, ek wil bietjie daar net gou hierdie sê. So wat in die nagmaal handeling wys na glo toe? Wat is 'n teken van glo binne in die nagmaal handeling? Is nie om dit die brood te vat. As ek die brood vat en dit eet, en as ek die beker vat en dit drink, dit is, daai vat en drink, dis ook 'n teken van glo. Hoe weet ons dit? Waar kry ons dit? Kyk 'n bietjie, as jy julle Bybels oopmaak, maak gou julle Bybels oop by Johannes 6. Johannes 6 vers 35. Okay. Weet julle hom? Lees bietjie vir ons daar, Marie.
vers 35. Ja. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom sal nooit honger kry nie. En wie in my glo sal nooit dors kry nie. Ok, nou is hier 'n belangrike ding. Jesus sê, ek is die brood. Ek is met ander woorde die een wat vir jou werklike lewe gee. Brood wat jy eet, gee lewe. En dit gaan nogals in hierdie konteks ook oor die manna wat die Israeliete in die woestyn geëet het. En dan sê die Here vir hom, hulle het weer dood gegaan. Maar as ek vir jou lewe gee, dan lewe jy tot in ewigheid. Ek gee ewige lewe. Ok? En sê Jesus daarom, ek is die brood van die lewe, wat ware lewe gee. Nou, hoe eet jy Jesus? Wat sê vers 35? Maar kyk wat sê Jesus in vers 35. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Dan sê hy, wie my eet, sal nooit weer honger kry. Is dit wat hy sê? Wie na my toe kom. Hy sê, wie na my toe kom. So, jy kry die brood Jesus in, wanneer jy na hom toe kom. En dan verduidelik Jesus kom ook, hy sê, wie in my glo. Ok? So, wanneer ek in Jesus glo, geloof vat my na Jesus toe. Ek gaan in geloof na Jesus toe. Ek bid in geloof en ek sê, Here Jesus, ek wil nou na u toe kom en dan dit is hoe ek na Jesus toe gaan. Ok? En nou, so hou dit in gedagte, Jesus is die brood, ek kom na die brood toe, ek glo in hom en dis hoe ek die Jesus brood inkry en die lewe wat in hom is, daarin deel. Nou kom ons lees 'n bietjie aan. Nou kom ons lees daarna versie 48 toe. Johannes, lees jy vers 48? Ek is die brood van die lewe. Ok, ek gaan vers 49. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. En dit is die brood wat uit die hemel neerdal, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Ok, kom stop vir 'n oomblik net daar. Hoe help vers 35 jou om hierdie vers 51 te verstaan? Jesus sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand hierdie brood eet, met ander woorde, as iemand my eet, sal hy lewe tot in ewigheid. Nou, hoe help vers 35 jou om daai vers 51 se eet te verstaan? Dis om Christus te glo. En om toe te gaan en om te glo, nee, is om te eet. Nou, praat Jesus verder en hy sê, en die brood wat ek gee, dit is my vlees. En dit beteken daar in die kruis. So as met die gekruisigde Christus eet, beteken jy moet aan die gekruisigde Christus toe gaan. So wat Jesus vir die Israeliete daar sê, hulle soek nou nie juist gekruisigde Christus nie, hulle soek die oorwinnaar Christus wat vir hulle huise en vryheid en ek weet nie rykdom en alles gaan gee, maar hy sê nee, dis nie jou groot probleem nie, jou groot probleem is jou sonde en dat jy nie die ewige lewe het nie en die ewige lewe is op die nuwe aarde wat kom, dit was waaroor die profete geprofeteer het, maar niemand van julle gaan dit ingaan as julle met julle sondekrisis nie en ek het gekom om dit op te los. Ek is die Messias wat dit oplos. Hoe gaan jy daai lewe kry? Eet my. Wie is ek? Die gekruisigde Messias. Hulle het niks daarvan. Maar wat beteken dit? Jy moet glo en vertrou in die gekruisigde Messias. Ok? Nou sê Jesus nog verder, versie 52. Ek moet dit nou lees. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vleis gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself. Ok. En eet en drink verstaan ons uit vers 35, dit gaan oor glo. Dis 'n manier om te praat van glo. En dit wys vir jou hoe glo jou in 'n werklike intieme verhouding met Jesus bring, soveel sodat hy in jou kom bly soos brood in jou bly. Nou dit is wat by die nagmaal ook gebeur. Daardie eet van die brood en die drink uit die beker is tekens wat wys op my glo handeling, my glo aksie. Nee? Is nogals anders as by doop. By doop is 'n mens passief. By
By die nagmaal word 'n mens meer aktief. Nee, jy vat, jy eet, wat wys op jou geloof. Die geloofaksie word ook by die nagmaal uitgebeeld en geteken en soos 'n videoetjie, speel dit vir jouself. Waar die Here sê, elkeen wat glo in my, deel nou op hierdie oomblik in die lewe wat Jesus gee. Daar waar jy aan die nagmaaltafel sit en brood eet en uit die beker drink, kan jy daar dink, op hierdie oomblik is ek hierdie geloof vas aan Jesus en is Jesus besig om sy lewe vir my te gee, net soos wat ek nou brood eet en uit die beker drink. Ok, maak het sin? Ok. Goed, so, en dan die tweede, wat is die tweede dingetjie? Wat daar by vraag 4, wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te eet en sy bloed wat vergiet is te drink? En twee dinge, dit wys vir my op die glohandeling en dit wys dan om deur die Heilige Gees hoe langer hoe meer een te word met Christus. Net soos wat brood en ek, wanneer ek die brood eet, een word, so word ek en Christus deur die geloof een, ek word in hom ingelyf, deel van hom, en ek bly in hom, en hy in my. Ek wil sien, is dit in Johannes 6 vers 56 raak, kom ons lees dit 'n bietjie. Kyk 'n bietjie daar na versie 56, wie gaan dit, Marie, lees jy dit sommer? Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Sien julle dit, nee? So, en daarvan is die nagmaal ook vir ons 'n teken, dat Christus in ons bly en ek in Christus. Ok, maak dit sin? Ja. Goed, nou sal nog meer daaroor leer, kom ons sê nou net eers dit, dan afdeling B. Afdeling B sê, wat sê Christus in Matteus 26:26 van die brood? Dit is my liggaam. Dit is my liggaam. Is dit regtig Jesus se liggaam? Nee. Nou, ons gaan by Sondag 29 meer daaroor leer, want dit is weer daai ding van sakramentele taal, net soos wat die doop die bad van die wedergeboorte genoem word. Net so ook, hierdie is my liggaam. Dit is die Here wat die sakrament en die saak waarop dit wys so dig aan mekaar vassluit, dat jy kan doodseker wees, dat wanneer ek nou in geloof, terwyl ek 'n gelowige is, die brood eet, kan ek doodseker wees, ek kry nou Christus. Nou, ok, maak dit sin. Want die sakrament en die saak waarop dit wys, kan jy nie uit mekaar uithaal nie. Maar, kry alle mense albei. Ja, wie kry, sê nie maar die ou Judas wat nie glo nie, wat kry hy? Hy het nie die sakrament. Hy kry net die sakrament, hy kry net brood, hy kry nie ook Christus. Maar Petrus en Johannes wat wel glo, wat kry hulle? Sakrament en Jesus. Hulle kry Jesus en die brood en Jesus. Ok, so is dit met ons ook. Nou, ok, nou, kom ons kyk 'n bietjie. Wat sê Christus in Matteus 26 vers 27 en 28? Wat sien jy daar ook? Kan nou nie onthou. Marie, het jy geantwoord laas? Ja, antwoord jy maar sommer vir ons. Drink almal hier uit, want dit is my bloed, die bloed wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sonde. Nou, wat is die hier uit? Wat beteken dit? Die beker. Die beker. Drink almal hier uit. Nee. Ja, so ons moet uit die beker uit nagmaal drink. Nou, nie uit 'n klomp bekers nie. Uit die beker. Dis hoe die Here dit vir ons gee in 'n geval. Ok. Dan, wat sê 1 Korintiërs 10 vers 16 van die brood? Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Jesus. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met hom. Wat op aarde beteken dit? Dit wys dat die brood wys daarop dat ons almal aan Christus lig of ja, dit is Brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam. Kom ons maak ons Bybels daar op. 1 Korintiërs 10. Vers 16. Lees 'n bietjie daar vir ons vers 16, Johannes. Die
beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie. Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie. Ok. Nou, die vraag is hierso, ons skuif dit 'n bietjie na die neer. Sê, beker is gemeenskap. Is gemeenskap met wat? Die wat? Is dit waar staan? Met die bloed van Christus. Van Christus. Ok, so met ander woorde, kom net hierso, as ons hierso, hierdie is nou wat, 1 Korintiërs? 1 Korintiërs 10 vers 16. So hier is nou tafel. So tafel, so staan 'n beker. So kan die beker nou sommer met die ja. So daar sê die beker, ons maak so, die beker is gemeenskap met die bloed van Christus. Nou wat beteken gemeenskap? Sê nou maar, kom ons vat nou nog 'n voorbeeld. Gemeenskap, daai woordjie daar. Kom ons sê net hierso. Gemeenskap, die woord daar is koinonia, en dit is, hierdie is, kan ons ook sê, dit is verhouding. Okay? Dit is saam wees. Dink net aan ons bly in 'n gemeenskap. As ons sê, ons is in 'n gemeenskap, wat beteken dit? Die gemeenskap van Graaff-Reinet. Die mense met wie ons te doen kry. As ons sê, die gemeenskap van die heiliges, wat is dit? Ons het die heiliges wat ons te doen kry. Ja, en kyk nou hierso, as ons nou met ons katekismes terugblaai na Sondag 21 toe, wat staan by vraag en antwoord 55. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede van die Here Christus gemeenskap in al sy skatte en gawes het. So, gemeenskap gaan oor saam wees, dit gaan oor deel in, dit is daai, ons is saam met mekaar, vas aan mekaar, ons kan al sulke goeders daar wees, sê, nou, sê, die beker is gemeenskap met die bloed van Christus. So, hierdie beker, kom ons sê nou hier, bind my
Christus. Dis wat hy sê. Maar is dit reg so? In die of laat ek so sê, hoe dink jy nou moet ons hierdie verstaan? Die beker verbind my aan die bloed van Jesus. Die teken wys dit. Ek dink ons kan ook sê, dit beteken die beker as teken van die bloed. Blauw is nou ook uit my lig. Ek het 'n ander blauw gekoop, en dan is die een en sy teekie in. Ok. So, die beker as teken van die bloed van Christus. Bind my. Of ons kan sê, wys op wys op gemeenskap met die bloed van maak dit sin. So, wanneer ek daar nagmaal, dit gaan weer oor aan sakramentele taal, die ding waarop dit wys, die saak en die teken kan jy nie losmaak van mekaar nie. So ek kan werklik weet, soos wat ek nou gemeenskap met die wyn gaan hê, wanneer ek drink uit die beker, dan het ek gemeenskap met die wyn. Hoe? Want ek en die wyn is nou saam. Nee? Dit wys vir my op, jy en Jesus, jy het deel aan Jesus se bloed, en wat doen die bloed van Jesus? Dit is vir ons gestort. Ja, tot vergifnis van ons sondes. Ja, tot vergifnis van ons sondes. Dit maak dat daar 'n nuwe verbond kan wees, en al sulke goeders, nee. Sal nog meer daaroor leer. En dis wat dit beteken, en so die brood is gemeenskap aan die liggaam van Jesus. Want nou brood is 'n teken van die liggaam van Jesus. Nou vat ek die brood, ek vat vir my 'n stuk brood, ek eet dit, ek het nou gemeenskap met die brood, ek is saam met die brood. Waarop wys dit? Jy is saam met Jesus. Jy is een met Jesus, Jesus in jou, jy en Jesus. Maak dit sin vir jou? Ja. Ok, dis wat daar vir ons sê. Ok, so moet kyk nog 'n bietjie aan. So ons het sommer nou vragie 3 en 4 afgehandel, maak dit vir julle sin soos wat ons dit nou bepraat het? Ok, nou staan daar vragie 5. Waar het Christus beloof dat hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal voed en verkoop, as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink? Waar sê hy dit? Wat het julle geskryf? Matteus 26 vers 26 tot 19. Ek dink is reg. 1 Korintiërs 11, nee. Ons kyk 'n bietjie, ek dink amper die katekismes sê dit hierso. Die katekismes sê dit maar nie skrif met skrif verwys. Nee, skrif met skrif verwysing nie. Ja, maar so is dit. Wel vir die volgende deel wat. Nou kyk hier so staan. Waar het Christus beloof dat hy sy gelowiges so seker rang? Daar's die antwoord en hier is al die hele Bybelstukkies wat hulle aanhaal. Net die dit is, daar kyk al die Bybelgedeeltetjies word daar aangehaal. 1 Korintiërs 11, 21, 23 tot 26 en dan 1 Korintiërs 10 vers 16 en 17. So sien jy wat in die katekismes gaan eintlik na Paulus se briewe, se 1 Korintiër brief toe, nee. Maar Paulus kry dit nou weer uit die evangelies uit waar Jesus gepraat het. Ok, maak dit sin vir julle? Ok. En dan kyk, daar's die skrifgedeeltetjies ook, julle by Matteus 26 vers 26 tot 28,
Markus 14 vers 22 tot 24, Lukas 19 tot 20. Ok, maak het sin? Marie, met jou? Ok, so skryf dit net daar by julle in. Ek kan maar net sê, antwoord 77 verwys na 1 Korintiërs 10 en 11 toe. Dis waar mense dit kry. Ok, maak het sin vir julle? Goed, kom ons kyk 'n bietjie na wat staan nou daar in die katekisme self. Hoe laat is dit nou? Ek wil net gou hier kyk. Dis nou, ja, ons het nog so 20 minute wat ons kan werk. Kom ons kyk 'n bietjie. Ek wil net gou weer hier uit. Kom ons kyk. Nou staan daar, hoe word jy in die heilige nagmaal daarop gewys en daarvan verseker dat jy aan die enige offerande van Christus aan die kruis en aan sy weldade deel het. So daai wys en verseker gaan nou weer oor die teken en die seël. Nou, ok, Johannes lees 'n bietjie vir ons daai eerste sinnetjie daar. Sodat Christus my na alle gelowiges beveel het om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie drinkbeker te drink en daarop. Ok, kom stop net eers daar. So Christus het my beveel om van hierdie drinkbeker te drink en van hierdie brood te eet. Christus het my beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood te eet en van hierdie beker te drink. So, dis wat Christus my beveel het, om tot sy gedagtenis. Wat beteken tot sy gedagtenis? Ja, wanneer ek nagmaal vier, dan is dit tot sy gedagtenis is gelyk aan ek moet dink. Ek moet dink. Hoor, dit is sê die nagmaal formuleer dit. Net geraak om. Kyk hierso. Selfondersoek, dan staan 10. Nou hierso. Laat ons nou verder ondersoek vir watter doel die Here vir ons die nagmaal ingestel het. Naamlik dat ons dit tot sy gedagtenis moet doen. Dit beteken dat ons hom daarby soos volg moet gedenk. Ons moet terwyl ons nagmaal doen, dink. En dit is wanneer ons so dink, want ons gaan evangelie nou begin dink, dat die Here, dat die Heilige Gees ook dit wat nou hier gebeur gebruik om vir ons die evangelie te skilder, 'n videoklip te gee en dit vir ons te verstrek. Ok, te verseker, te verseël. Ok, maak dit sin. So ek moet dink. Tot sy gedagtenis, ek moet dink aan wat Jesus doen.
wie Jesus is en wat Jesus doen. Nou, ek moet tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte brood eet en hierdie beker drink. Dan sê hy daarby het hy beloof. Daarby het hy beloof. Maar hier lees 'n bietjie vir ons verder. Ten eerste, wat het hy ten eerste beloof? Dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my vergiet is, as wat ek met my oë sien, dat die brood van die Here vir my gebreek en die drinkbeker aan my meegedeel word. Kyk, ons stop eers net. So wat ons nou hier het, is, ons teken nou weer daai nagmaaltafel van ons. Dan het ons hier nou 'n beker, 'n bord, hierso is 'n harde brood in. En dan is hierso ook nou beker en dis ons sê so beker en brood, dit kan ons eers. En wat sê ons, hier is aksies by die nag wat gebeur. Okay? Ons sê so ja, ek sien. Okay? Ek sien hierdie en ek sien daai. Okay? Dis wat ek sien by die nagmaal. En as ek dit sien, wat se videoetjie sien ek as ek daar goed sien? Wat sê die katekismes daar? Lees 'n bietjie vir ons daai ten eerste Johannes. Eerstelik dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my vergiet is, as wat ek met die oë sien, dat die brood van die Here vir my gebreek en die drinkbeker aan my meegedeel word. Okay, met ander woorde, wat ek nou hierso sien, as ek hierdie sien, dan wys dit vir my, hierdie goed wys vir my, verseker, dit wat Jesus aan die kruis doen. Okay, maak dit sin. So al het ek nog nie self die beker gedrink en die brood geëet nie, net deur dit te kyk, sien ek 'n videoetjie van dit wat Jesus aan die kruis doen. En wat is daar? Is daar gestaan? Wat is daar goeters? Lees bietjie nou weer, Marie, lees jy nou weer daai eerste lik. Lees dit vir ons. Eerstelik dat sy liggaam so seker vir my aan die kruis geoffer en gebreek en sy bloed vir my vergiet is. Daar's hy. Waaroor gaan daar? As jy hoor, sy liggaam is my gebreek aan die kruis en sy bloed is my vergiet. As ek 'n woord daarvoor moet kry, wat is dit?
Met watter ander woord kan ons daai beskryf? Dood Ja, hy is dood, hoe moet hy dood gegaan? Vir wat? en sondes. Met ander woorde, ek kan hier inskryf, regverdig verklaar. Regverdig verklaar. Of ek kan ook skryf, of vergifnis. Ok, maak het sin. Dis wat daar staan, hè? Ok. Nou, ten tweede. Wat staan ten tweede? Wat gebeur ten tweede? Johannes, lees jy weer vir ons daai ten tweede? Ten tweede, dat hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en vir God te bloed, so seker tot die ewige lewe voed en laaf, as wat ek die brood en die drinkbeker van die Here as gewese waartekens van die liggaam en bloed van Jesus uit die dienaar se hand ontvang en met die mond geniet. Ok, wat se aksies, wat se werkwoorde is in daardie sin daar? En veral daai laaste deeltjie, as ek daar lees, as wat ek die brood. Vandaar, wat se werkwoorde is dit? Ontvang. En dit uit die beker en uit die dienaar se hand ontvang, en dan Geniet. te eet en te drink. Nee. So hierso is 2, ek ontvang, ek eet en drink. Hierdie gaan saam. Nou, waarvan is dit 'n teken? So met ander woorde, hierso is nou 'n mannetjie hier. Ek het net so my teken soos julle. Dis die stoel en hy sit hier en hy gaan nou die goeders ontvang. Nou, en hy gaan dit eet en drink. So hierdie wys ook hiernatoe. Sien julle? Nou, en hierdie ouens gaan hierdie goeders eet en drink en dit wys vir my ook na myself toe. Wat wys dit? Dit wys ek hierdie ouetjie wat in geloof hiernatoe gegaan het en Jesus ingekry het. En wat is binne in Jesus? Hierdie goeders. So dit wys my dit wys, kom ons sê so, dit wys die ek wat in geloof na Jesus gaan en Jesus interessant, by doop is dit ons in Jesus, by nagmaal is dit Jesus in ons. Ok, check julle dit uit, dit is ons 'n belangrike ding wat ons moet raak sien. En Jesus inkry, hè? En as ek Jesus nou sê, in Jesus is regverdig verklaar. Plus nuwe lewe in verhouding met God.
Maak dit sin? Kyk dan net 'n bietjie na 1 Korintiërs 11, en dan gaan ons nou hiermee stop. 1 Korintiërs 11. Maak gou uit julle Bybels daar. 1 Korintiërs 11, weet julle? Lees 'n bietjie vir ons daar, Marie, lees vir ons vers 23. Want ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. OK, vers 24, Johannes. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem een, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. So, hierdie beker en brood wys na Jesus toe. Dit wys op dit wat Jesus vir die kruis gedoen het, wat ek in Jesus het. Nou wil ek hierdie nou net so 'n bietjie uitvee. In Jesus het ek regverdige verklaring en vergifnis. In Jesus het ek nuwe verbond. Nuwe verbond. OK, en dit is verhouding. Dit is lewe. OK, maak dit vir julle sin. Daai nuwe verbond, kom ons blaai gou na Jeremia 31. Jeremia 31 vers 31 tot 34. Ons gaan volgende keer weer inhamer. Maar kom ons sluit hiermee af. OK, Jeremia 31 vers 31 tot 34. Lees 'n bietjie vir ons Marie versie 31. Kyk, daar kom daar spreek die Here, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. OK, maar dit is die verbond wat ek, nou kyk, nou moet julle mooi oplet. Dit is die verbond wat ek met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste, ek skryf dit op hulle hart en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Kyk Marie vers 34, nou let nog steeds mooi op. En hulle sal nie meer vir elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer nie en sê, ken die Here, want hulle sal my ken, klein en groot onder hulle, spreek die Here. Want ek sal hulle ongeregtigheid vergewe en aan hulle sonde nie weer dink nie. Maar nou kom Jesus en hy sê, die brood wat ek breek, dit is gemeenskap met my liggaam. OK? Doen dit so dikwels as wat julle daar van eet of wat ook al, né? Tot my gedagtenis. Nee? Hy sê die beker van danksegging, wat ons met danksegging sê, dit is die gemeenskap. Dit is die nuwe verbond in my bloed. Drink dit. Ja? En daarmee sê hy, eet dit, drink dit. Hy sê, as jy dit eet en drink, dan is dit 'n teken van jy wat in geloof na my toe kom. En wat kry jy by my? Jy kry by my vergifnis van sondes, regverdig verklaar, nuwe verbond. Jesus wat in my kom bly, saam met Jesus wat in my kom bly, soos wat brood en wyn in my kom bly, kom saam, vergifnis van sondes, regverdig verklaar, wat eintlik dieselfde is, nuwe verbondsverhouding met God. En dit is die ewige lewe, Jesus sê dit, hierdie is die ewige lewe dat hulle my ken, en dis mos wat Jeremia sê, hulle sal my ken, klein en groot, hoekom? Want ek vergewe die sondes. Nou, en dis wat my nogmaal gebeur, hier sien ek 'n skildery, 'n video
van die kruis. Wat doen Jesus by die kruis? Hy sorg vir regverdige verklaring, hy sorg vir 'n nuwe verbondsverhouding met God. Dis dieselfde as by die doop. Hy heilig ons as sy lidmate. Dis wat vir Jesus staan. As ek dit eet en drink, wat wys dit? Dit wys hoe kry ek dit wat Jesus aan die kruis gedoen het nou deel. Hoe kry ek fisies deel aan? Hoe? Deur die geloof in Jesus. Hoe maak dit sin vir jou? Ja. En dis wat in die nagmaaltafel. Dis die videoetjie in die nagmaaltafel. Die videoetjie in die nagmaaltafel, ek sien eers Jesus aan die kruis. Dan vat ek die beker, ek vat die brood. Dan sien ek hoe ek Jesus aan die kruis aanneem. En dan sê dit vir my, alles wat Jesus gedoen het aan die kruis is nou joune. Net soos die brood en die beker, het jy deel daaraan gekry. Maak dit sin? Ja. Okay. Kom ons stop daar. En dan sal ons nou volgende keer aangaan. Ons moet nog vraag en antwoord 76 ook hier doen. Maar ek dink as 'n mens vraag en antwoord 75 gedoen het, dan het mens regtig by die kern uitgekom. Maar as wat ons volgende keer dan doen is, ons gaan nog vraag en antwoord 76 kyk, maar ons gaan eers Sondag 29 werk. En dan gaan ons aan met vraag en antwoord 76, en dan gaan ons aan sommer na Sondag 29 toe ook gaan. Is dit reg? Goed. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, baie dankie dat ons nou weer in U woord kom wees. Here, dankie dat U vir ons sakramente gee, ook nagmaal. Dat hierdie wonderlike evangelie storie vir ons wys. En net vir ons wys hoe ons deel kry daaraan. En as ons werklik in U glo, kan weet dat ons deel het aan Jesus, aan die vergifnis, die regverdige verklaring, die nuwe verbond waarvoor hy aan die kruis sterwe. Here, ons loof en prys U daarvoor. Dankie vir hierdie evangelie. Dankie dat ons daarin kan deel hê wanneer ons in Jesus glo. En Here Jesus, dankie dat U niemand wegwys wat na U toe kom nie. Amen.